Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom by vanoggend se erediens en as jy 'n besoeker ook hier is vanoggend, baie welkom ook aan jou en welkom ook aan die Kutse familie en die Peetouers en hier's ouma Grootjie ook hier vanoggend, so baie welkom ook aan julle ook hier by die erediens vanoggend. Nou, dis altyd vir my 'n besonderse oomblik wanneer ons as gelowiges kan beleef hoe God se genade sigbaar word in die sakramente, soos wat ons die doop vanoggend gaan bedien. Nou vandag herinner die Here ons ook daaraan dat sy liefde getrou bly, ongeag ons ouderdom, want hy het ons eerste lief gehad. En vandag staan ook bekend as 'n hervormingsfeesdag. Dit was in 31 Oktober 1517 wat Martin Luther 95 stellings aan 'n kerk se deur vasgeslaan het, om die kerk terug te roep na die kern van die evangelie, naamlik hierdie 5 solas. Alleen deur die skrif, alleen deur genade, alleen deur Christus, in soli Deo gloria, aan God alleen die eer. Daaroor gaan ons kinders in die katedese klasse later vanoggend meer gesels ook, oor wat dit beteken, hierdie 5 solas en die 95 stellings wat Martin Luther teen 'n kerk se deur vasgeslaan het in 1517. As jy 'n nuwe intrekker is vanoggend, wil ek vir jou ook sê baie welkom. Daar in die voorportaal is nuwe intrekker kaartjies, en as jy in kontak wil kom met myself of die kerkkantoor, jy sal sien die kontakbesonderhede is ook daarop in die voorportaal. Aan die ouers wat vanoggend hier is met klein kinders, moenie bekommerd wees nie. Kinders is welkom hier in die kerk, so ontspan. Ons verstaan 100%, ek het self ook klein kinders, so as hulle 'n bietjie raserig is of as hulle 'n bietjie moeilik is, ons verstaan. En julle is welkom in die voorportaal van die kerk. Daar is sulke knypborde, clipboards wat prentjies op het en daar's inkleerkruite, so die kinders is welkom ook om hier in die kerkbank te sit en in te kleer. Dan kom ons kyk na 'n paar aankondigings vir November maand. Nou November maand se aankondigings sal van volgende week af beskikbaar wees. Ons gaan dit uitstuur op WhatsApp en dan sal dit by die deure wees van volgende Sondag af. Nou November maand gaan 'n baie besige en opwindende maand wees. Ons het die 9de November het ons jaarlikse Kersanddiens waar ons gemeente se kinders ook gaan deelneem. Ek sal meer inligting daaroor uitstuur in volgende week aan die ouers. En dan wil ek ook net noem, die 16de November het ons katedese afsluiting. Daar's ook 'n verrassing vir die kinders die 16de November. En dan die 23ste November is ons nagmaal. En dan die 30ste November het ons 'n gemeenteete, 'n spitbraai. Die kaartjies sal vanaf die 10de November beskikbaar wees. Dan met ons Kersmark, ons het nou komende komende Saterdag is ons Kersmark, die 1 November, en al die stalletjies is uitverkoop, dis wonderlike nuus. So kom asseblief en ondersteun die Kersmark komende Saterdag. En dan wil ek ook net noem, die kerkkantoor het gevra dat ek het noem dat ons nog hulp nodig het met die pannekoeke en die verkope wat in die kombuis plaasvind. So indien jy sou belangstel om daar te help, kom sien my na die tyd in die saal of maak kontak met die kerkkantoor asseblief. Dan wil ek net noem, na afloop van die erediens is daar koffie en tee in die saal. So moenie huis toe gaan nie asseblief, kom geniet 'n koppie koffie of tee en dan vir die kinders is daar ook lekker sap. So kom kuier saam in die saal na die tyd. Dan wil ek net noem vir die besoekers wat hier is vanoggend, dat ek sommer nou aan dink, om net te verduidelik, ons het hier reg langs die kerk, is ons konsistorie, hy is vas aan die kerk, daarso is toilette daarso, jy is welkom daardie toilette te gebruik, daar's ook een van hierdie, wat is die mooi Afrikaans vir changing mat, maar julle sal verstaan wat babas het, so as julle wil gaan doeke ruil, is julle welkom om daar te ruil, en dan in die saal is ook toilette vir die dames, en dan agter die saal, die mans gaan 'n bietjie ver moet loop, maar daar's ook toilette dan vir die mans. Kom ons raak stil vir die Here in gebed en begin hierdie erediens en gee hom alle lof en eer. Almagtige God,
Hemelse Vader, Here, dankie Here vir dit wat U vir ons elke dag doen, Here. Dankie vir die lewe wat U vir ons gee, die liefde, Here. Dankie dat ons vanoggend kan stil word voor U, Here, in verwondering, Here. Dankie dat ons kan by mekaar kom as gelowiges, Here, dat U ons elkeen ken op ons naam, Here. Dat U kom sê, Here, Jy is myne. Here, ons bring aan U vanoggend al die lof en aanbidding. Ons kom, Here, met dankbaarheid, Here, na U toe, maar ook, Here, met ons bekommernisse, Here. Here, kom en reinig ons harte, Here. Kom vat daardie bekommernisse van ons af weg, Here, en laat U woord in ons harte werk, Here. Kom maak ons nuut, Here, deur U Heilige Gees. Mag hierdie erediens, Here, ontmoetend wees. Nie net bloot deur woorde of liedere nie, maar ervaring van U teenwoordigheid, U Here. Spreek, Here, deur U lewende woord. Raak ons diep aan deur die krag van U Gees en vorm ons om meer en meer te wandel in die voetspore van ons Here Jesus Christus. Ons bid dit in sy heilige naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus 28, vers 16 tot 20. Ons tema is, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En dit sluit ook baie mooi aan by ons aanvangswoord vanoggend. Naamlik, luister, so sê die Here, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God, ons Vader, en Jesus Christus, die Seun, en deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons sing saam staande liedere 159, God is hier teenwoordig, vers 1 en 2, gevolg deur lied 442, Gees van God, wat in my woon.
Ek gaan vir ons vanoggend lees uit die doopformulier en wat die doop beteken. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Waarom doop ons? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê: Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here verskeie tekens gegee om hierdie verbond geldig te maak. Daarna het Christus ook gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse kom bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die sakramente, naamlik die doop en die nagmaal vir ons gegee. Die Here Jesus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê: Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dit is ook ons skrifgedeelte vanoggend in die erediens. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Nou wat is die doop? Die doop is in die naam van die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit beteken en dit verkondig dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom, as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van inlywing in die kerk van Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so regeer dat ons hoe langer, hoe meer sy beeld vertoon. Nou, die doop van gelowiges se kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat die God van die begin af hulle insluit in die verbond met die gelowige ouers. Daarom is die hele gesin in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Waartoe verplig die doop ons? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van die vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders, soos hulle opgroei, oor die betekenisse en die eise van die genadeverbond in te lig, 'n voorbeeld te wees vir hulle kinders in die uitlewing daarvan en hulle oproep tot die toe-eiening van God se beloftes aan hulle. Nou, ek vra vir die doopouers, vir Steven en Natasha Kutse, om ook hier voor te kom staan, om voor die gemeente ook te antwoord op die doopvraag. Steven en Natasha Kutse, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is,
waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, aan ons al die gawes van Christus ook skenk. Julle bevestig voor medegelowiges dat die doop vir hierdie doel nagekom word, en dat dit nie uit gewoonte of bygelowigheid is nie, maar deur op die volgende vraag ook te antwoord. Ten eerste, bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van verlossing is. Ten derde, beloof julle om hierdie kind as ouers te leer na die beste van julle vermoë, te onderrig en te laat onderrig in God se woord. Wat is julle antwoord hierop? Nou kan ek vra vir klein Dewald Fourie Coetzee om asseblief nader gebring te word. Dan nooi ek ook vir die ouma Grootjie, Tannie De Vos, as ook vir Steven se ouers, die Coetzees en Natasha se ouers, die Fouries, as ook die Peet ouers, die Vosters en die Debeshers, om voor saam met Stefan te kom staan en ook te kan getuig van God se genade en liefde. Julle is welkom vorentoe te kom. Excuse. Dewald Fourie Coetzee, die Here het jou baie lief en daarom doop ons jou vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Almagtige en ewige God, ons dankie Here vir u genadige verbond waarin u ons en ons kinders laat deel. Dankie Here dat u hierdie belofte aan ons bevestig, Here, deur die doop, Here. Die teken van troue liefde en genade. Here, ons bid u seën toe op Dewald Fourie Coetzee. Mag u hom bystaan, Here, in sy lewenswandel saam met u, Here. Mag u hom leer van u woord, Here, deur sy ouers, Here. Ons bid ook ons u seën toe op Steven en Natasha Coetzee, Here. Mag u ook, Here, vir hulle help, Here, in sy grootwordjare, om hom ook te leer, Here, en 'n voorbeeld te wees vir hulle, Here, van u liefde en u genade, Here. Ons dankie, Here, ook vir die oupas en die oumas en die ouma Grootjie, Here, en vir die peetouers, Here. Here, ons weet ook, Here, dat hulle 'n groot rol in Dewald se lewe gaan speel. Mag u hulle ook seën, Here, om 'n voorbeeld te wees vir Dewald, Here, van u liefde en u genade in hulle lewens, Here. Here, ons bid u seën toe op Steven, Natasha en Dewald, Here. Mag u hulle ryklik seën, Here. Ons bid dit in u seun se naam se vol. Amen. Terwyl ons nou saam gaan sing lied 268, mag die seën op hulle daal, vra ek vir ons ouderling Andrei van Heerden om na vorentoe te kom en vir Steven, Natasha en vir Dewald iets te kom oorhandig namens die gemeente. Ons kan staan as ons saam sing. Lied 268.
Kan ek vra, ek het nou nie beplan vanoggend nie, maar kan die julle as paartjie vir ons die groot kers aansteek en die twee oupas in die weeskante, oupas vir ons die ander kers ook aansteek daarso. Baie dankie. So die oupas is welkom om daar aan te steek. Met die kers aansteek erken ons ook dat Christus is hier teenwoordig en so is Christus ook in hulle lewens teenwoordig met Dewald en Dewald se groot word jare. Dankie. Okay. Ja, ek dink ons almal kan sê vanoggend ons is baie om voor dankbaar te wees. En ja, vir my is die doop ook 'n baie geseënde oomblik. Die doop in die sakramente en ja, dankie ook daarvoor dat ons vanoggend hom kon doop in die gemeente. En mag die Here julle ryklik seën as ouers en familie met sy grootword jare. Nou, soos die Here ons ook ryklik seën, weet julle vandag is 26 Oktober is ook 10de maand dankoffer Sondag. En wanneer ons die 10de maand dankoffer bring, sluit ons aan by die woorde wat ons kry daar in Deuteronomium 16 vers 17. Elkeen moet na sy vermoë gee ooreenkomstig die seën wat hy van die Here jou God ontvang het. Daarom gee ons nie uit verpligting nie, maar uit opregte dankbaarheid vir die oorvloedseëninge wat die Here elke dag vir ons kom gee in ons lewens. Nou, vanoggend gaan ons saam sing lied 188 verse 1 en 3. En terwyl ons dit saam sing, die wat vanoggend koevertjies saamgebring het, is welkom om gedurende die lied se sin die koevertjies daar agter en die dankofferkis te gooi. En ook so dan vir Here te sê dankie. Ek weet ook daar's baie mense wat deur die jaar hulle tiende gee vir die kerk. Baie dankie vir julle ook. Kom ons sing saam lied 188 verse 1 en 3. Staande.
Soos oude gewoonte ook, is die kinders ook nou welkom, die voorskool en die laerskool, om te vandag na die katedrese klasse toe. Hou net in gedagte die hoërskool, julle is by my na die diens in die konsistorie. Dan terwyl die kinders vandag, gee ek nou 'n geleentheid vir ons gewone dankoffers om opgeneem te word. Dankie. Dit was nou nie beplan vanoggend nie. Kom ons sê vir julle dankie vir die dankoffers vanoggend. Ons bid saam. Almagtige God, U is die bron van elke goeie gawe, Here. U is die skepper van alles. En dankie Here vir elkeen wat vanoggend Here kon 'n tiende gee, Here, vir hierdie 10de maand dankoffer, Here. Dankie Here ook vir die wat deur die jaar gee, Here. Dankie Here ook vir die dankoffers wat Here wat ons vanoggend ook ontvang het, Here. Here, dankie Here vir U liefde, Here. U genade, Here. U seëning in ons lewens elke dag, Here. Here, ons dankie vir hierdie oorvloedige genade en die liefde, Here, wat U deur die kinders ook sigbaar maak, Here. Seën Here hierdie dankoffers, Here, sodat dit tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk gebruik mag word. In Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus 28 vers 16 tot 20 en ons tema is ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. So kom ons lees saam uit Matteus uit, ek lees in 1983 vertaling. Jesus se opdrag aan die disippels. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons lees tot daar met die doop vanoggend beleef ons iets nuuts van God se hart. Iets nuuts van hierdie evangelie. God kom na ons toe. Hy neem die eerste stap, want hy sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Nou, die doop, of die belofte van die doop, is God se vrye, oorvloedige genade, wat altyd eerste kom. Sy liefde, wat ons vind, nog voordat ons hom ken. Die doop getuig daarvan, dat geloof nie 'n menslike prestasie is nie, maar dis 'n reaksie op God se genade. Maar in hierdie daad van genade lê daar ook 'n diep roeping opgesluit. Die doop is nie 'n eindpunt van ons geloofslewe nie. Dis altyd die begin van iets nuuts. Die begin van 'n lewenspad, die begin van 'n verhouding met God. En die begin van 'n roeping ook, soos ons hier is vanoggend binne die liggaam van Christus.
Soos God Israel uit Egipte geroep het om sy volk te wees, roep hy vandag nog, hy roep vandag nog sy kerk, om 'n sigbare gemeenskap van gelowiges te wees. Mense wat sy naam dra, sy lig uitstraal en natuurlik ook sy liefde uitleef. Soos ons aanvangs woord vanoggend en ons tema ook, sê dit, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Nou, as ons mooi dink daaroor, hierdie woorde vorm die hartklop van die evangelie. God roep ons, hy noem ons op ons naam, en hy gee aan ons 'n nuwe identiteit, want ons behoort aan hom. En dan hoor ons in Matteus 28 vers 16 tot 20, hoe Jesus hierdie roeping aan ons gee ook, as 'n opdrag. Hy gee sy laaste opdrag aan sy disippels. Hy sê, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Nou hierdie woorde staan vandag ook bekend as die groot opdrag. Die kern van ons kerk se identiteit. Ons is nie 'n gemeenskap van gelowiges net nie. Ons is 'n gestuurde gemeenskap van gelowiges. Ons leef die roeping uit van Christus self. En dis waarna Christus ons ook roep. Maar as ons eerlik is met mekaar, was hierdie woorde afhanklik nie maklik vir Jesus se disippels ook om te hoor nie. Toe Jesus gekruisig is, was sy disippels bang gewees, was hulle verward gewees, het hulle gaan wegkruip, het hulle self toegesluit, want hulle het gevrees vir ander mense. Hulle het gevoel in 'n mate alles is verlore. Hulle het gedink hulle is alleen. Maar selfs na die opstanding, lees ons in Matteus 28 vers 17. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar party het getwyfel. Nou, as ons kyk na daai gedeelte, wat 'n merkwaardige eerlike beskrywing is dit nie van geloof nie. Aanbidding en twyfel in dieselfde asem. En tog in daardie oomblik van twyfel kom Jesus nader. Hy kom nader na sy disippels en hy sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en die aarde. Met ander woorde, waarvoor moet ons bang wees? Met hierdie woorde herinner Jesus sy disippels dat die mag en die gesag van die kerk nie in mense lê nie, maar dit lê in hom. Jesus die koning, ons verlosser. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die bron van die kerk. Hy is ons bestaan en ons roeping. Wanneer Jesus sê gaan, wanneer hy woordjie sê gaan, beteken dit dat ons geloof nie stil staan nie. Ons geloof is aan die beweeg. Te beweeg met God na die wêreld toe. Die kerk is daarom nie net 'n gebou of 'n plek nie, waar mense bymekaar kom nie. Maar die kerk moet 'n lewende liggaam wees van Christus. 'n Liggaam wat getuig, 'n liggaam wat leef, 'n liggaam wat dien, en 'n liggaam wat gestuur word na ander wat God nie ken nie. In die bediening van God se woord, in die sakramente, in ons onderrig, en ons bereidheid om self geonderrig te word, leef ons ook daardie roeping uit. So nooi ons mense in, tot hierdie gemeenskap van gelowiges, tot die deelname aan Christus se liggaam. Wanneer Jesus sê, leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, vra hy nie dat ons net leer van God se woord nie, maar dat ons dit ook leef. Om ander te help, om God se liefde uit te leef, om gehoorsaam te wees aan God, en ook daai oorvloedige genade wat ons van God kry, met ander te deel, is wat dit beteken om kerk te wees. Die kerk se roeping is dis nie net om die evangelie te verkondig nie, maar dit is ook 'n ruimte, om 'n ruimte te wees, waar gelowiges kan welkom voel, waar mense leer wat dit beteken, deur ander se voorbeelde, om Christus te volg. 'n Ruimte waar geloof met ander woorde sigbaar is. En dan sluit Jesus ook sy groot opdrag af met hierdie groot belofte wat alles dra. En kyk, ek is by julle
al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Hierin kan ons 'n hart sien van ons geloof. Ons kan 'n hart sien van sekerheid. Jesus kom sê, ek gaan jou nooit alleen laat nie. Ek is by jou. Jy is nie alleen nie. En Jesus se disippels, die wat getwyfel het dit eers later aan besef, toe die Heilige Gees gekom het. Toe het hulle werklik ontdek, dat Jesus by hulle is. Hulle het die vrees, het hulle plek gemaak, die vrees het plek gemaak vir geloof. Hulle twyfel vir getuienis. Dieselfde geld ook vir ons vandag. Wanneer ons bang is om te getuig, of onseker is oor ons roeping, fluister Jesus nog steeds hierdie woorde by ons ook. Ek is by julle. Ek laat julle nie alleen nie. Christus is teenwoordig in ons eredienste, in ons huise, selfs by die werk, in elke daad van liefde, elke gebed van vertroue is hy daar. Hy is daar wanneer 'n kind rustig raak en bid. Hy is daar wanneer sy liefde sigbaar word en ons mekaar kan troos met sy liefde. Hy is daar waar geloof volhard. Selfs die kere wat ons soms nie dinge verstaan nie. Wanneer ons nie verstaan hoekom ons op 'n moeilike plek is, of hoekom ons deur 'n moeilike tyd gaan dalk in die lewe nie, is hy ook daar. Hy's langs jou, hy's by jou, hy beskerm jou. Nou elke doop herinner ons daaraan dat God het ons op ons naam geroep. Hy sê, jy is myne. Maar dit is ook 'n uitnodiging aan ons elkeen. Hy kom ook en hy nooi ons uit. Hy sê vir ons dat elke dag moet ons so leef dat mense hom kan sien in ons. Soos sy disippels, Jesus disippels, het vir baie jare saam met Jesus gestap. En toe die tyd kom, toe hulle moet getuig, het hulle getuig. En so geleef, dat hulle Christus kon sien in sy disippels ook. So moet ons ook, soos ons gemeente se lese sê, lewe liefde, moet ons ook daardie liefde gaan uitlewe aan ons medemens. Ten slotte, ons word herinner dat alles begin by God se roepstem. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Maar dit eindig nie daar nie. God sê nie, dis die einde nie. God sê, jy word gestuur. Jy word gestuur as 'n gestuurde, as 'n geroepe kerk. Ons leef nie vir onsself nie, maar vir hom wat gesê het, gaan dan en maak disippels van mense. Mag ons as gemeente hierdie roepstem ernstig opneem. Dat elke doop ons ook herinner aan ons eie roeping en die lig en om lig te wees in die wêreld. Dat elke erediens ons sal toerus om as getuienis van Christus te leef. En dat elke daad van liefde en diens ons die Here sal eer. God drie-enig. Mag ons lewe en werk altyd getuig van die een wat saam met ons is. Nou en tot die volëinding van die wêreld. Kom ons raak vir 'n oomblik stil en daar waar jy sit, dink na oor dit wat die Here vir jou kom sê. Dink na oor dit wat jy dalk 'n bekommernis oor het. Weet dit dat die Here is daar by jou. Weet dit dat die Here hier is, hy is teenwoordig. En dink na oor dit wat jy op jou hart het, wat jy met hom wil deel. Waarna ek met gebed vir ons sal afsluit. Almagtige God, Here, ons dankie vir die genade wat U vanoggend in die doop vir ons geopenbaar het. Dat U ons elkeen by die naam roep en sê,
Jy is myne. Dankie dat U altyd die eerste stap neem, ons vind in U liefde, ons insluit in daardie liefde van U, daardie oorvloedige genade. Here Jesus, U roep ons om uit te gaan. Vul ons, Here, met U Gees, sodat ons U liefde ook kan uitleef, getuig en dien in die wêreld rondom ons, wat U liefde so nodig het. Vader, wees met ons in elke tree van ons roeping. Wanneer ons twyfel of struikel, laat ons U nabyheid ervaar. Mag ons lewe, woorde en dade U naam verheerlik. Here, maak ons as U kerk 'n lig in die wêreld, 'n lewende teken van U teenwoordigheid en verlossing. Laat ons nie net luister na U woord nie, maar dit ook uitleef in die sekerheid dat U is met ons nou tot in ewigheid. Amen. Ons sluit af met 'n bekende lied wat sê ook juig God is liefde. Lied 334. Mag die Here wat jou op jou naam geroep het, jou herinner daaraan dat jy aan hom behoort. Ontvang die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, by julle wees, nou en altyd, waar julle ook al mag gaan. Amen.